elke eksamen kom daar 'n vraag oor tropiese siklone. Ek het vir julle die belangrikste feite in 'n meter opgesit, sodat julle beter begrip van die aarde se ergste storms kan kry. 'n Tropiese sikloon kom gewoonlik laat somer of vroeg herfs voor. Tropiese siklone ontwikkel aan die ooste kant van 'n vasteland in die trope, naby die ewenaar oor 'n oseaan en sowat 5 grade weg van die ewenaar. Hoekom hier? Die Indiese Oseaan aan die ooste kant van die vasteland word deur warm seestrome verhit. Vir 'n tropiese sikloon om te vorm, het dit 'n minimum wateroppervlaktemperatuur van 26,5 grade nodig. Eintlik meer 27 grade. Groot hoeveelhede water verdamp en kondenseer. Hierdie kondensasie stel latente hitte vry wat energie aan die sikloon voorsien. Hoekom ontstaan hy nie op die ewenaar nie? Soos julle weet, het tropiese siklone Corioliskrag nodig vir sy ontwikkeling. En op die ewenaar is daar amper niks Corioliskrag nie. Die tropiese sikloon se algemene bewegingsrigting is van oos na wes. Soos hy ontwikkel, beweeg hy al verder weg van die ewenaar. Wanneer die sikloon die vasteland bereik, swenk hy ooswaarts, weg van die kus na die see. Dis so rondom 30 grade noord of suid van die ewenaar. Hoekom ontbind die tropiese sikloon? Wanneer dit die vasteland bereik, is daar geen latente hitte meer nie. Die droë lug word opgeneem wat kondensasie en energie verlaag. Winde word stadiger as gevolg van groter wrywing met landoppervlakte. Die vrae rondom tropiese siklone handel gewoonlik oor die ontwikkelingsstadium. As jy die ontwikkelingsstadium verkeerd het, gaan jy die vrae wat daarop volg ook verkeerd kry. Nog 'n vraag wat gewoonlik gevra word, is hoekom daardie spesifieke tropiese sikloon in daardie stadium van ontwikkeling is en jy moet bewyse gee. Hoe lyk die vraag? Dit kan op 'n sinoptiese weerkaart gevra word, 'n dwarsprofiel kan gegee word, of die vraag kan in die vorm van 'n gevallestudie gevra word. Vir identifiseringsdoeleindes sal dit op 'n sinoptiese weerkaart wees en jy moet dit daar identifiseer. Om die vraag te antwoord moet jy kyk wat is die stadium van die tropiese sikloon se ontwikkeling en in watter halfrond dit voorkom. Jy sal ook moet kyk na die puntetoekenning. As jy dit net moet identifiseer, is die puntetelling gewoonlik net 1 punt. Maar as jy iets moet bespreek, kan dit enigiets tussen 6 tot 12 punte wees. Op die skerm sien jy 4 fases van 'n tropiese sikloon soos dit op 'n sinoptiese weerkaart aangedui word. As jy dit baie goed verstaan, sal jy moeilik vasgevra kan word. Daar kan vir jou gevra word die hoeveelste tropiese sikloon van die seisoen is dit. As dit byvoorbeeld Haruna is, beteken dit dis die 8ste sikloon van die seisoen, want H is die 8ste letter van die alfabet. Soms vra hulle hoeveel siklone was voor Haruna, dan sal jy sê dit was 7. Kom ons kyk na 'n voorbeeld van 'n eksamenvraag. Kyk na die kaart en identifiseer die ontwikkelingsfase van Des Moines. Des Moines is oor land, daarom is Des Moines in sy vervalstadium. 'n Opvolgvraag. Aan die hand van jou antwoord in vraag 1, verduidelik wat in hierdie ontwikkelingsstadium gaan plaasvind. Eerstens, Des Moines gaan verswak, want daar is geen latente hitte nie. Tweedens, soos hy oor die land beweeg, is daar wrywing. En derdens, gaan hy oos beweeg en ontbind in die oseaan.